Vandag is Woensdag 4 Desember. Baie welkom by vandag se luistermeditasie hier in die eerste week van Adventstyd. Ons nooi jou graag om in hierdie tyd 'n adventskrans gereed te hê met 4 adventskerse wat ons elke week aansteek. Die kers van hoop, die kers van vrede, van vreugde, van liefde, sodat ons op Kersdag die groot Christuskers kan aansteek en kan nadink oor alles wat ons in Christus ontvang het. Die teksgedeelte wat ons vandag gaan lees kom uit 1 Tessalonisense 3 vers 11 tot vers 13 en jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak. Ons gaan lees uit die 1983 vertaling. Maar voor ons gaan lees wil ek jou nooi om dan nou hier in die eerste week van Advent jou eerste kers aan te steek. Die kers van hoop. Haal nou 'n paar keer sommer net lekker diep asem. En dink daaroor nadat God in jou tuis is. Die God wat mens geword het. Soos NP van Wyk Lou dit stel, nie uit wit paleise nie, wou hy uit soewereine wil tot ons soort staat gebore word. Maar waar die kuise en die armes stil en buite die hotel se poort verniet loseer het in die stal, het hy visarendjie van God in ons benoude vlees geval. God word mens. God is tuis in jou en my. Dink bidtend hieroor dat die een wat in jou woon hoop is. Dat hoop in jou tuis is. Asem as ware in hierdie oomblik die hoop in wat in jou leef. En wanneer jy uitblaas, gee dit wat hoop by jou steel, wat jou hooploos maak, in hierdie oomblik vir die Here. Asem in die hoop in jou en gee vir die Here, blaas uit dit wat hoop by jou steel. Ons lees vandag saam uit 1 Tessalonisense 3 en dis Paulus wat skryf vir die gemeente in Tessalonika. En dan lees ons in vers 11. Mag God ons Vader self aan ons Here Jesus, van ons Here Jesus die pad na julle toe oopmaak. En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer Jesus Christus kom saam met al sy heilige engele. Ons is in die begin van 'n nuwe kerkjaar, maar aan die einde van 2025. En ek wil jou nooi om sommer vir 'n oomblik net stil te word en na te dink oor wat is jy dankbaar hier in die einde van die jaar. As jy terugdink oor 2025, waarvoor kan jy alles vir die Here dankie sê?
As ons vandag saam met mekaar kon gesels en praat, sou daar waarskynlik by baie van ons klomp goed wees waarvoor ons kan dankie sê. Maar as ons eerlik moet wees, sou daar ook 'n klomp goed wees wat ons bekommerd maak, wat ons negatief laat voel. Daar is genoeg donker ook om ons. Maar vandag wil ek jou nooi om met dankbaarheid terug te kyk. Daar's soveel redes vir dankbaarheid en as ons die brief lees in 1 Tessalonisense 3, dan sien ons Paulus is ook vir 'n klomp goed dankbaar. Hy's dankbaar oor dit wat in Tessalonika gebeur het. Hy begin sy brief en spring nie dadelik weg deur op die negatiewe goed te konsentreer en te probeer om met hulle aan te vul en hulle geloof vir hulle te versterk deur te sê wat hulle anders moet doen nie. Daar is waarskynlik baie dinge wat in hierdie gemeente ontbreek. Maar tog begin Paulus hierdie brief met dankbaarheid vir dit wat hy wel raak sien, dit wat mooi is. Ek lees die week 'n verhaal van die teoloog Bavinck, wat skryf dat hy 'n geleentheid bywoon waar 'n nuwe kerk ingewy word. Die kerk het 3 gebrandskilderde vensters waardeur die sonlig altyd kleurryk inkom en op gemeentelede skyn. En die 3 vensters stel die 3 groot Christelike deugde voor: geloof, hoop en liefde. Op die eerste venster was 'n kruis, die voorwerp van die geloof. Op die tweede 'n anker, 'n simbool van hoop. En op die derde 'n hart, 'n teken van liefde. Die geleentheidsspreker by die inwyding van die kerk het by die 3 deugde aangesluit en die gemeente daarop gewys dat Paulus oor die 3 deugde magtige dinge sê. En die volgorde vir alles belangrik. Natuurlik eers die geloof in die kruis, dit moet altyd alles vooraf gaan. Die basis van ons lewens kan immers nooit iets anders wees as geloof in sy voltooide werk nie. En dan lees ons dat net wanneer ons dit in ons harte glo, kan ons in hierdie siedende, tierende wêreld bly hoop. Waarop anders sou ons dan ook ons hoop kon bou, vra hy retories. Eers vanuit die geloof kry hoop sy kans. En daarop volg dat slegs die mens wat hoop en blydskap in die hart dra, dan werklik kan lief hê. So 'n persoon is nie dan behep met sy of haar eie lewensgeluk nie, voel nie bedreig en benoud nie, hou nie krampagtig vas aan sy eie nie, maar kan werklik lief hê. Die liefde kan alleen ruimte vind wanneer dit gedra word deur verwagting. So die volgorde van geloof, hoop en liefde is so belangrik. Maar dan sê die spreker, nie vergeet nie dat wanneer die gemeente in die kerkgebou met sy aangeskakelde ligte vergader binne, die volgorde vir 'n persoon buite die kerk omruil. Vir 'n persoon buite die kerk wat na die kerk kyk, terwyl 'n gemeente binne sit en aanbid met die ligte wat aan is. Vir so 'n persoon sal die liefde eerste staan. Daarna volg hoop en eers dan geloof. Van geloof sal 'n buitestander aanvanklik maar min sien, min hoor, maar dit sal hulle tref as hulle midde die seldsame liefde kan aantref. Miskien, en dit gebeur baie, het mense hulle al vasgeloop teen harde egoïsme en yskoue onverskilligheid van die lewe. En mense sal verwonderd staan wanneer hulle ander sien wat mekaar liefhet, wat werklik liefhet. Ons moet nooit vergeet nie, sê Bavinck, die volgorde soos ons dit het is reg. Geloof, hoop en liefde. Maar as ons dink aan die taak van die kerk in die wêreld,
die getuienistaak van 'n kerk en van gelowiges in adventstyd, dan draai die volgorde om vir 'n buitestander wat verbystap by gelowiges, wat 'n buitestander is wat kyk na kerk en mense. Vir hulle lê die volgorde in liefde, hoop en geloof. Mag ons bid in hierdie adventstyd dat die Here ons liefde vir mekaar en alle mense so sal laat groei, so oorvloedig sal laat maak, soos wat Christus aan ons bewys het. Mag dit vir mense 'n hoopvolle teken in hierdie wêreld wees, wat hulle geloof laat groei. Dink bidend vir 'n oomblik oor hierdie gedagtes. Geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is die liefde. Mag ook die liefde in my, Here, vir iemand anders hoop gee. Amen.